wil vir jou vra vanoggend, kan jy die Here vertrou? Nee, ek wil nie weet of jy weet jy moet hom vertrou nie. Ek wil vir jou vra, kan jy alleen, kan jy hom, can you trust your Father? If you can say yes, as jy kan sê ja, ek weet hy is my pa. Is nie die kwaai oom met die wit hare en die lang weerligstraal nie. Hy is my pa, my hemelse pa. Hy is my fortress, my beskermer. Hy is die een wat na my kyk, hy ken my. Hy is die een wat soveel moeite maak met my, dat hy die hare op my kop ken. En ek in die meal maak het al hoe makliker vir hom. Maar hoor hierdie ding. Hoor hierdie ding. As God die tyd en die moeite het om te weet hoeveel hare op jou kop is. Dit is asof Jesus vir ons hierdie leidrade gee. He opens up glimpses of what reality is like. And man, we struggle to catch it sometime. Voordat ons nou begin vanoggend, wil ek vir jou vra. Kom ons vat 'n oomblik. Let's take a moment. And surrender to Him. Everything that's weighing on your heart, every burden, everything the Bible says, throw your burdens upon Him. Dis nie voorspoed teologie nie. Dis wat jou broer Dawid gesê het, werp jou sorge op die Here. Realign yourself. Say, you are my Father. Here, ons kom vanoggend, ons kom werp ons sorge op U. Dit waaroor ons bid, dit wat U weet wat ons voor U bring, ons kom gee dit vir U, want vanoggend is die goeie nuus, dat ons name is geskryf in die boek van die lewe. U ken ons, U ken ons. En Here, ons weet nie wat môre bring nie, maar ons weet wie U is. U is ons Pa, U is met ons, en ons is U kinders. Ons is lief vir U. Ons kom gee oor, Here. Ons het ons beste probeer, en nou los ons dit in U hand, Here. In Jesus se naam. Amen. Amen, mag dit so wees. Daar is hy. Ek wil vanoggend bietjie met julle gesels oor iets wat die Here al hoe meer en meer besig is om op ons almal se harte te druk. En dit gaan daaroor om te groei in ons godsbewustheid. Om te groei in ons godsbewustheid. To grow in our God awareness. Nou dit klink na 'n verskriklike groot woord, maar dit is eintlik baie eenvoudig. Jesus sê die koninkryk is vir kinders. Nie om kinderagtig te wees nie, maar om kinderlik te wees. Dis eenvoudig. Is moeilik soms, maar dis eenvoudig. En God wil hê dat ons moet groei in ons bewustheid van hom in ons lewe. So net om aan te haak, verlede naweek was skou so, ons was daar gewees, maar as julle kan terug onthou so 'n bietjie week verder, het ons gesê, Jesus het aarde toe gekom, om vir ons te wys hoe is God. Hy het gekom, as jy Jesus sien, as jy sien hoe Jesus mense hanteer, as jy sien hoe Jesus bid, as jy sien hoe hy leef, dan sien ons wie is ons hemelse Vader. En God is 'n Vader. Voordat tyd begin het, is God Vader. Voordat enigiets geskep was, is God Vader. Die bron, die begin, en nou is nie 'n begin nie, maar vir ons mense, ons verstaan net begin en einde. Soos ons moet dink vanoggend, en ons sien net ten dele, maar God is 'n Pa. Daarin dat hy die Vader is van Jesus Christus. Vir alle ewigheid. So,
As 'n mens een ding van die Here moet sê, dan kan jy sê, hy's 'n pa. En Jesus gaan en hy sê, julle wat sleg is, julle paas wat weet wat sleg is. En almal wat 'n pa is, weet dat ons sleg is. En dat ons foute maak en dat ons sukkel. Ou knor, klein knorretjie. Daar was ouens saam met my op die skool, die oudste boetie wat gekom het, sy bynaam was Troll. Ek was in 'n skool, seunskool, almal het byname en die oudste een was Troll. En toe kom sy jonger boetie so 2-3 jaar later en hy is toe Klein Troll. En toe kom die laaste boetie en hy was saam met my en hy is toe Trolletjie. So as jy nou een ding van God kan sê. Jesus kom en hy sê, julle wat sukkel, julle wat mense is, jy wil die beste vir jou kinders, maar jy kry dit nie altyd reg nie. Hy sê, hoeveel te meer sal julle Vader vir julle gee, sy Heilige Gees, God self, wat in ons kom woon. Die einde van die storie, dit eindig goed. Dit eindig saam met hom. So God is 'n Vader, maar God is ook die regter. Is dit nie? Kom nou, hy's regter. Hy regeer, he's judge, he's ruler. He is the king and the father of everything. Maar as hy regeer, is hy 'n pa wat regeer. As hy oordeel, when he judges, he is the father that judges. The place of judgment comes from the heart of a father. Het verander goed, doen dit nie. Het verander hoe ons dink oor hom. As ons bid. Hey, ek het vir jou goeie nuus. En ons sing die songs, die Here is in ons midde en is waar, want Jesus sê wat 2 of meer vergader, there I am in their midst to show myself, to reveal myself. So dis waar, maar God is ook binne in ons. Die dag toe jy glo in Jesus Christus, kom hy met sy Heilige Gees en Jesus kom bly nie in jou hartjie nie. Sorry ouens. Jesus kom bly nie in jou hartjie nie. God sit sy Gees binne in jou mens, binne in jou liggaam en jou gees en sy gees raak weer een. Ons sal volgende week daaroor praat. Maar God is 'n pa wat oordeel. Hy is 'n pa wat beskerm. Hy is 'n pa wat 'n einde maak. En hy's 'n pa wat wag en hy wag en hy wag. Hoekom wag hy? Nie omdat hy vergeet het nie. Jesus sê, ek kom binnekort. Deurslag, is al 2000 jaar. En dan sê die Bybel, ek sien dit vanoggend om op die Bible app. Hy's nie langdradig nie. Maar hy wag sodat soveel as moontlik van ons hom kan ken. Jy het 'n pa, ek wil vanoggend vir jou sê, oom, tannie, vriend, jy het 'n pa wat vir jou lief is. As jy hom volg, sal jy vrede hê. As jy hom volg met jou hele lewe, nie jou toon in die water druk nie. Ek praat van alles oorgee en hom volg en saam met hom stap. Dis al wat jy nodig het. Dis al wat jy nodig het. Al die ander dinge sal hy uitsorteer. En dit wat hy nie uitsorteer nie, is ook oukei. Want ons name staan in die boek van die ewige lewe. So wie is hierdie pa? Wie is hierdie pa? 1 Johannes 4 vers 8. 1 John 4 and verse 8 says the following. He who does not love does not know God, for God is love. Sê bietjie vir die ou daar langs jou, God is love. Sê weer, God is love. Daar sê, dit klink beter. Wat is liefde? Liefde is, ek wil die beste vir jou hê. Jy sê, ons trou hierdie naweek, nê? Gister ons getrou, net trou daar weer, man, dit gaan goed hierso. Een van die dae is die kerk sommer groter ook. Maar hoor hierdie ding, as die kinders kom, hoor hierdie ding, God is liefde. God wil die beste vir jou hê. Nie die beste volgens jou nie, wat regtig die beste is vir jou. Hy wil die beste vir jou hê. Glo julle dit? Jy moet dit in jou hart vasmaak. So, ons kan sê God is liefde, en dan in Markus kom Jesus en hy sê vir hom goeie leermeester, is so 'n slijmerige godsdienstige ou wat by Jesus kom, en hy sê vir hom goeie leermeester, want hy wil hom eintlik triek. He wants to ask him a question that he thinks is going to bind Jesus up, and then immediately Jesus comes and he says, listen, don't call me good. No one is good, except the Father.
except the Father. Hy's regtig goed. Binne in God is daar geen sleg nie. So, hier's 'n belangrike ding wat ons moet verstaan. Vader God is liefde en Vader God is goed. Nou daar's so 'n prentjie van 'n bril. Jesus, ou Duncan is op dit vanoggend. Daar's 'n prentjie van 'n bril. En as ons moet sê, hoor hierdie ding, hoe ek God sien, beïnvloed hoe ek na alles kyk. How I see God influences how I look at everything. Hoe ek God verstaan, hoe ek God beleef, hoe ek glo my en sy verhouding werk, beïnvloed hoe ek alles sien wat gebeur. As ek hom sien as my pa, wat al reeds sy liefde vir my bewys het, wat my beloof ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, en ek sien die ouens begin crackers op mekaar afskiet in die Midde-Ooste, dan vrees my hart nie, en ek is nie bang nie, want my naam, Gert, nie 'n lang naam nie, maar is 'n mooi naam, hy staan in die boek van die ewige lewe. Is ek concerned oor 'n paar goeders? Ja. Daar's baie goed wat daar deur die Midde-Ooste gebeur. Daar's baie dinge wat gebeur. Nee, ek probeer nie en moenie probeer om nou, hierdie waarvan Openbaring, luister, moenie eers daar gaan nie. Sorg dat jy by die laaste hoofstuk uitkom en dat jy voor die lam staan. En dat hy vir jou sê, well done, good and faithful servant. Moenie worry oor is dit nou 1000 jaar of 7 jaar, en wie is 144 en wie is soveel en soveel nie. Ek weet nie, my perspektief oor dit is, ek gee nie regtig om nie. En niemand weet regtig nie, ons almal dink, maak of ons weet, en sê goed, maar wat weet ek? Ek ken die Here, en die Here ken vir my, en dis wat belangrik is. Amen. So, hoe ek God sien, en hoe ek God beleef, maak 'n baie groot invloed oor hoe ek al die dinge wat gebeur in my lewe, alles wat gebeur in my familie, alles wat in die wêreld gebeur sien. So nou dink 'n ou en jy dink in die Bybel en dit klink fantasties man, God is liefde en God is goed. God is liefde, God is love. Ek is bly julle ouens sit so ver, ek spoeg hierdie eerste 2 rye sopnat. God is good and God is love. En dink ek, ja Ger, dit klink goed, sounds good. Maar hoe dit dan gewerk laat die wêreld in so gemors is? Hoe werk dit dat daar so baie seer en dood en siek is? If God is always and only good and not bad, hoekom het ons bad? Hoekom is daar rowwe dinge wat gebeur? Hoekom sal God in die Bybel gaan? En dan sê hy vir Saul, gaan na die Amalekiete toe en maak alles dood. Vrouens, kinders, oupas, oumas, mans, maak alles dood. Ek wil niks, daar mag nie 'n klank wees as julle daar verbygaan nie. Hoe kan 'n liefdevolle, goeie God dit toelaat? Ek wil vir julle 'n storie vertel. Daar in Kuruman waarvan ons kom, is daar so 'n ding, hulle noem dit die oog. Dis nou nie die oog van Saron nie, dis nou die fontein wat daar so vars water, en dis incredible. Daai ding is tot in Lichtenburg, daai kanale onder Danielskuil se kant toe, al daai goeders is onder die grond aan mekaar vas. Maar nou kan jy 'n paar rand betaal en dan vat jy jou gesin daar na die oog toe en daar's mooi visse, groot visse in die oog. En as jy sien tot daar onder op die grond, dis al wat in Kuruman is wat nice is, behalwe die mense, né? So nou gaan jy ook maar en ons en die kinders is klein, nou gaan ons daar na die oog toe. En nou sit ons 'n bietjie in. Jy weet, hulle is so bedrywig is en hulle begin operate op daai ouderdom. Nou tot hulle daar en is vlak watertjie so. Jy mag eintlik in die water gaan nie, maar alles is nou kan ek en hulle net bietjie sit en rustig wees. En nou is hulle so daar, maar nou is daar so ou wat so aan die ander kant is, maar hy's bietjie sketchy. He looks a bit funny. Something is off. Have you ever seen someone? And you look at them and it's like something is off. Iets is nie lekker. En nou sien ek die kinders is besig om aan sy rigting te werk en hy is besig om aan die kinders se rigting te werk.
Nou begin ek die ding kyk. Ek begin monitor wat is hier in die gang. En daai ou kom nader en die volgende oomblik toe spring hy na my kind toe. En wat doen ek toe? Ag, ekskuus. Ekskuus tog meneer? Is dit dit? Jy! Nou wat Amalek gedoen het in die Bybel was, dit het nie regtig gebeur nie, dis hoekom ek sê dis 'n storie, hoor. Maar dis om te illustreer wat gebeur het wanneer God besluit het dis tyd om 'n streep in die sand te trek. Want wat Amalek gedoen het is as Israel ergens besig is om te gaan veg, dan kom Amalek en hulle kom en hulle maak die vrouens en die kinders en die babas dood terwyl die mans op die oorlogsfront is. Wat Amalek gedoen het is hulle het gode aanbid soos Molech. En Molech is 'n god wat hulle vertrou het om vir hulle te sorg en dat dit kan reën en dat dit kan goed gaan met hulle. En wat hulle gedoen het jy al gelees, hulle laat hulle kinders deur die vuur gaan. They let their children pass through the fire. En ek het altyd gedog dit beteken soos wat ons nou sal dink, hulle steek 'n braaivleisvuur aan en dan stap hulle met die kinders daar verby en dis nie wat gebeur het nie. Hulle het beelde gebou van koper en dan het hulle babietjies gevat, dan het hulle vuur gemaak in daai beeld, so they made a fire inside the copper statue and then they put the children on top of it, the babies, so that they can burn to death as a sacrifice for their God. And so God said, enough. And so He is good. Want ons sien nie die hele prentjie nie. We don't always see everything. En wanneer hierdie goed gebeur, dan kom God en hy sê nee. En hy kom keer. En dit was in 'n Ou Testament met 'n ou verbond. Maar ons het dieselfde Vader in 'n nuwe verbond. En dis die goeie nuus. Amen. Nou kyk ons vandag en ons verstaan nie al die goed wat in die wêreld aangaan nie. We don't understand everything that's going on. But I want to tell you, even when judgment comes, He's still our dad. Judgment for those that rejected Him is eternity in hell. Judgment for us who love Him is a reward that will last for eternity. As jy voor die Here kom en jy het hom geken hier op aarde, jy het hom gevolg hier op aarde, dan is die oordeel wat jy gaan ontvang nie 'n oordeel van wie van julle het gehoor daai big screen? Daar's 'n big screen in die hemel. En dan al die slegte goed wat jy al ooit in jou lewe gedoen het word op daai big screen gespeel. Ek weet nie, hulle het vir ons bang gemaak met daai goed. Ek sien nou so 'n paar van die ou. Het jy al gehoor daarvan? Die rol, dis haar rol. I repeat. Yes, like. Jesus Christus het elke ding waarteen ek nie opkom nie opmeet nie, aan die kruis vasgespijker. Kom nou, die Bybel sê, selfs my beste dade is soos gebruikte toiletpapier. Even the best that I can do out of myself is like used toilet paper. And now because I love Him, I obey Him. Because I love Him, I stop doing things that I used to do. Amen. Okay, dis die inleiding. Is julle ouens reg vir die boodskap? Ek wil vir julle sê, we have a good dad. We have a good dad. Jy het 'n goeie pa. He knows you. He'll take care of you. He'll walk with you. He'll be there for you. And if you are sick and you die, you will be with Him. Nothing can separate you from Him. Jy kan nooit weer alleen wees nie. Jy kan nooit weer weg wees van Hom nie. Ek gaan nou al die skrif, want ek wil hierdie ding sê, ek gaan nou al die skrif nie lees vanoggend wat ek voorberei het. Die julle ouens kan lees Genesis 1, 2, 3.
Julle kan dit in die week by die huis lees, maar ek wil vir jou sê, God maak die mens, en God wil 'n verhouding hê. God wil met jou 'n verhouding hê, 'n persoonlike verhouding. Hy gaan en hy maak vir Adam, en hy sê, kom ons maak die mens, Duncan, you don't have to worry about all those stuff. Hy sê, kom ons maak die mens in ons gelykenis, in ons beeld en in ons gelykenis, soos wat ons is, maak ons die mens. Ons raak nooit God nie, ons is nooit God nie, maar ons is soos God. Okay? Hoe is ons soos God? Hy maak ons met 'n gees. Jy is 'n geesmens. Jou gees gaan vir ewig lewe. Jy gaan nooit doodgaan in jou gees weer nie. Hy maak jou 'n geesmens en hy maak jou met 'n siel. 1 Tessalonisense 5:23, jy kan dit gaan lees daar. Hy maak jou met 'n siel. Wat is jou siel? Jou wil, jou denke en jou emosies. Jou gees is jou intuïsie. Dis die plek waar ek God beleef en ervaar. Dis my plek van intimiteit. Dis my plek van waar ek onderskei. Dis my gees. My siel is my wil, my denke, my emosies. Dis die command center waar ek besluit wat ek doen en nie doen nie. En dan woon jy as 'n gees met 'n siel, woon binne in 'n vleisboksie. 'n Liggaam. En is hierdie liggaam wat deel is van daai kolletjie. Maar my siel en my gees gaan vir ewig leef, vir ewig by God of vir ewig weg van God af. En God kom en hy maak die mens. En die mens gaan en hy woon in die tuin en God gee vir hom alles wat goed is. Tot 'n vrou. As jy 'n vrou het, is goed. Dis 'n goeie ding. Hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Hy sê, regeer oor hierdie tuin wat ek vir julle gegee het. Daar's hom een gelukkige huwelik, prys die Here. En hy gee vir hulle alles, en hy sit 2 bome in die tuin van Eden. Wat is die 2 bome? Dis die boom van goed en kwaad, reg en verkeerd. Die kennis van goed en kwaad, om te weet wat is reg en te weet wat is verkeerd. Jesus, ek kyk nou hier van voor af, dan sien ek daai vrou smaal wie so man ja gesê het, nee. En daar's nog 'n boom, die boom van die lewe. En dan wat gaan maak Adam en Eva? Creepy crawly kom maar in. En wat doen hy? Hy sê, hy saai twyfel. The snake comes in and he sows a seed of doubt. Is God really trustworthy? Kan jy God trust? Same tactic, Jannie, selfe plan. Hy slinks en hy's powerful. Maar hy gebruik dieselfde planne. Kan jy God vertrou? En hy kom en hy sit dit en hy sê, nee, maar kyk hoe mooi is hierdie goed en kwaad boom. Die reg en verkeerd boom. Kyk hoe mooi. Hy praat met jou hart, man. Hy kom nooit dan en sê, ek is die duiwel, doen hierdie sonde, dat jy kan sterf nie. Hy kom altyd en hy verduidelik, hy sê, het God regtig? Nee man, kyk hoe nice is dit. Hy roep na 'n vlees toe uit. En Adam staan net daar, soos Agab. Pap. Doen niks nie. En die sonde gebeur en hulle kies om te eet van die boom van reg en verkeerd. Hulle eet van daai boom. En wat gebeur? Het hulle daar omgekap? Nee, hulle het nie. Nou Adam het hier oor die 900 jaar oud geraak. Hy het nie onmiddellik dood gegaan nie, maar wat het gebeur? Daar het skeiding gekom tussen hom en God. Sy gees en God se gees het geskei van mekaar. Want wat is die eerste ding wat hulle doen na hulle eet? Bybel sê hulle oë het oopgegaan, toe raak hulle blind. Hulle oë het oopgegaan vir reg en verkeerd en blind geword vir wat lewe is. Hoor hierdie ding. Hulle het van reg en verkeerd geëet en lewe gemis. Van die oomblik toe hulle eet, toe gaan hulle geestelike oë toe. En wat doen hulle? Skuldgevoel kom in. Wat doen skuldgevoel? Hy sê vir jou, gaan weg van God af. Jy is nie goed genoeg nie. Hulle gaan kruip weg van God. En toe hoor hulle die klank van God. En nie, Jesus, ek sal like om dit te hoor. Hoe klink God? Hulle hoor die klank van God kom. En hulle is weg. En hulle is skaam. Hulle het geëet van daai boom. Hoeveel van ons vandag eet van die boom van goed en kwaad?
Wat is die boom van goed en kwaad? Jy het dit aan my gedoen, so daarom kan ek dit aan jou doen. Want jy was verkeerd, so ek maak dit reg. Wat het gebeur daai dag, toe hulle sondig, toe hulle ongehoorsaam is aan God? Wat het gebeur? Daar was 'n ruiltransaksie, ek gaan nie meer afsluit. Daar was 'n ruiltransaksie wat gebeur het. In die begin was dit whatever God gesê het. Die boom van die lewe. Wat God sê, dit doen ons en daar leef ons. Hy is die bron. Wat hy sê en wat hy doen, hy is die keuse. En daar was die verhouding, want as Adam 'n bok gesien het wat spring en hy noem hom 'n springbok, dan noem God hom ook 'n springbok. Dis ja asof Adam net 'n masjien was nie. Hy was 'n vriend van God, hy het saam met God gewerk. Maar toe hulle van die boom van reg en verkeerd eet, wat het gebeur? Ek sal besluit hoe ek sal lewe. Die siel het kom oorvat by die gees. Die vlees het kom oorvat. En in hierdie tyd waarin ons leef, is God besig. Hy's besig om ons terug te roep in Jesus Christus na 'n plek waar ons weer sal hoor hoe om te leef. Hallo? Baie van ons het 'n belewenis, we had an encounter with God, and we were born again, and we were spirit-filled, and it was wonderful. And then as time went on, we kind of slipped out of it again. And life took over, and we started doing what is right, and not what is life. So ek vanoggend vir jou moet vra, hoekom moet 'n mens bid? Wat is die eerste ding wat gebeur in jou? Die eerste ding wat gebeur is, you start thinking about why, not asking God why. Is dit nie so nie? So ek moet sê, hoekom sal ons bid? Wat is die eerste gedagte ons kop kom? Ons begin dink aan al die goed wat ons geleer het. Ons gaan krap in ons verlede. Verstaan julle? God vat ons terug na 'n plek waar ons kan stil word en weer in sy ritme begin leef. God is calling us back to a place where we can be still again, so we can hear Him, that we can walk in His ways, dat ons kan hoor wat hy sê, dat ons saam met hom kan stap. As jou lewe te besig is, dat jy tyd saam met God spandeer, dan is jy besig om iets fout te doen. Hoor gou vir my, ek is lief vir julle ouens, ek praat met myself, kom jy agter is donderdag, jy het al bietjie Bybel gelees en gebid, maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan nie oor Bybel lees en bid nie, dit gaan oor, are you walking in the Spirit? Romans 8 verse 14, those who are led by the Spirit of God, these are the children of God. Hulle wat gelei word deur die Gees van God, wat is besig om jou te lei? Binne in my skedule, binne in my besig, binne in al die goed wat gedoen moet word, dis daar waar ek God wil hoor. Is dit nie so nie? Ek wil hoor, wanneer iemand praat oor iets, dan wil ek nie net kom met dit wat ek weet van die boom van reg en verkeerd nie. Ek wil hoor wat sê God voor ek my mond oopmaak. Ek wil nie net besluit, doen ek dit vandag of dit môre, want ek doen dit nog vir 70 jaar so nie. Ek wil hoor wat sê God, wat moet ek nou doen? En dis in daai plek waar ek lewe vind. Dis in daai plek waar ek saam met God kan wandel. Want jy sien, ons neem God aan en sy Gees kom woon in ons, maar dan is ons verskriklik vinnig om weer te gaan eet van die boom van reg en verkeerd. En God wil hê ons moet eet van die boom van die lewe. Die boom van die lewe is Heilige Gees wat binne in ons woon, om God te hoor, to hear God and to obey God and to live your life like that. That is when we start living in the way that we are supposed to live. Amen. So hoe doen ek dit? Hoe maak ek daai switch? Ons praat volgende week daaroor. Next week, we'll speak about making that switch in my life. Switching back to His intent. Switching back to walking in the Spirit. Amen. Amen. Kom ons vat 'n oomblik. Vader, ons sê vir U dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U vir ons lief is. Thank you, Lord, that we can know that whatever happens,
Whether we understand it, or whether we don't, you are our Father. Lord, I pray this morning for your healing to flow through us, flow through our bodies, flow through our minds, flow through our hearts, flow through our spirits. I ask, O Lord, that you will help us to live and to walk in the Spirit. Dat U ons sal help, Here, om nie net uit ons krag en uit ons geweld en omdat ons kan te leef nie. Maar dat ons weer in stap sal kom, that we will walk in step with your Holy Spirit who leads us. Lord, open our ears to hear you. Open our hearts to understand, our minds to understand, so that we can walk with you. Thank you, Lord, that no matter what happens, maak nie saak wat gebeur nie, ons name is geskryf. Ons wat glo in Jesus Christus, ons name is geskryf in die boek van die ewige lewe. Ons is lief vir die Here. Help ons om die lig te skyn in Jesus naam. Amen. Amen.